vanmôre verheerlik in en deur elke een. Dit vra ons nou alles in Jesus naam en almal sê amen en amen. U kan u sitplekkies neem. Die Here seën u elke ene baie, baie ryklik. Nou ja, ek gaan vanmôre 'n wyle met u deel oor 'n paar sake. En ek het laasweek vir u gesê dat ons gaan vandag dalk so 'n bietjie deur die sake van Israel gaan en ons wil op hierdie stadium dan so 'n paar dinge vir u dan mooi deurgee op hierdie stadium. Nou ek wil begin met 'n deel waarby ek 'n paar visuele vir u wil wys en ek gaan later meer daaroor sê. Wat ek op hierdie stadium vir u hier wil wys, is juis dat die groen gedeeltes wat daar is alles dele van islamitiese dele van lande. En dan die klein stukkie wat daar sit, met die blou, die donkerblou daar, dit is Israel. Nou kan u dink, net vir 'n oomblikie, ag, ek en jy gaan sommer net so 'n bietjie praat en gesels oor dinge, want ek wil hê jy moet dinge net so 'n bietjie begryp en wel meer verstaan voordat ek nou dan by die massiewots gaan kom, wat ek dan sekerlik oor gaan praat met 'n oomblikie. Maar as jy kyk hoe klein is Israel, en dan staan hulle teen al daai lande, dan wil ek sommer punt nommer 1 sê, weet jy wat? Dis net God wat Israel dra en beskerm om deur te kom. Nou ek moet sê dat die dele van hierdie Arabiese ouens, kyk die hele motief, en ek het nou nie tyd om nou oor baie dinge te praat nie, maar raak dit net aan, dat u sal weet, dat een ding het hulle voor oë, en dit is dat die donkerblou stukkie ook groen moet word. Maar kom ek sê net dit weer vir u, hulle is in vir 'n magtige surprise. Hoekom? Ek gaan nou met u praat daaroor, so ek wil net eers vir u daar. Ek gaan 'n paar dinge vir u deurgee, en ek wil hê u moet kyk na die dinge, en ek gaan sommer net 'n paar dingetjies noem, wat vir my mooi was, wat ek ook geleer het, deur my jare, terwyl ek Israel getoer. En daar was dinge, wat my nou nogal 'n bietjie geprikkel het, en jy weet, ek wil dit vir jou bring, dat dit uit die oogpunt van die Jood en van Israel, dan net vir jou ook 'n liggie sal laat skyn. Amen. Die eerste ding wat ek geleer daar in Jerusalem, terwyl ons daar was, het pastoor Rykie op 'n stadium vir my 'n liedjie gesing. Nou dit is eintlik deel van die gebede van die Jood. Hy sal sy gebed as te ware met hierdie dele begin, wanneer hulle daaglikse gebede dan ook doen. Dit is die woorde wat sê, Baruch Abba, Bashem Adonai. En al wat dit beteken, is dan juis, geseënd is die wat kom in die naam van die Here. Met ander woorde, wanneer jy kom, sê hulle, in die naam van die Here, sal jy die ryke seën van God ervaar. Nou, ek kan baie praat oor die beroeg en die bereg, en jy weet, ek meen daai dinge vergeet lê, maar ek kan nie dit nou vandag doen nie, want ek moet nou deur al hierdie goedjies toe kom. Maar, wat wel belangrik is vir my, op hierdie stadium is daar nie net 'n gesegde wat hulle sê, in hulle gebede wat sê, Baruch Abba, Bashem Adonai nie, maar is dit ook Baruch Atah, Bashem Adonai, wat beteken geseënd
is jy en elke een wat kom in die naam van die Here. Halleluja. Met ander woorde, ons sê nie net Baruch atah nie, dat is die wat kom nie, ons wil ook sê Baruch atah. En dus die belangrike deel, dat ek kan sê, maar ek en jy is geseënd as ons kom in die naam van die Here. Sê amen as jy dit glo. Halleluja. Nou, wanneer ons kom by 'n woordjie, is daar die woord Shema. Nou, Shema is baie belangrik in die opsig. Dat die Shema word beskryf, hoor nou mooi, en ek help u nou vanmôre om so 'n paar dingetjies te verstaan en te begryp. Hy sê dit so dat wanneer dit kom daar in Deuteronomium 6, dan praat hulle van die Shema. En dan is dit ook Jesus wat dit aanhaal in Markus 12 vers 29, dan kom hy daar en dan haal hy ook die Shema aan. En dit is dit. Hy sê punt nommer 1, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En dan sê hy, en met al jou krag. Nou, daai skrif is 'n hele preek as 'n mens daaroor wil preek. Maar luister wat sê die Shema. Die Shema sê jy moet die Here jou God lief hê. Hoe moet jy hom lief hê? Met jou hele hart. Daar moet nie plek wees vir iets anders nie. Met jou hele siel en verstand en met al jou krag wat in jou is. Nou die Shema beteken eintlik dit. Wanneer jy vir 'n Jood sou sê, dit is die Shema, dan sal dit vir hom sê, jy moet hoor en jy moet doen. Kom, ek gaan nou vir u bewys, dat net 30% het vanmôre geweet wat hier aangaan. Ek probeer jou nie trek nie, ek probeer net vir u iets bewys. Ons het gesing, so sal ek u prys, my hele lewe, in u naam sal ek my, hallo, ok. Weet jy hoeveel persent het hulle hande opgesteek? Omtrent 20%. As jy vir die Jood gesê het, om sing in die naam sal ek my hande, het hulle almal hulle hande, want hulle verstaan een ding, jy moet nie net hoor nie, maar jy moet, ag, hier is 'n klompie wat leer, die ander gaan nou leer. Sê saam met my, jy moet hoor, en jy moet doen. Dis die Shema. Shema sê, wanneer ek iets sê en ek hoor dit, dan moet ek dadelik op dit reageer. Mag God gee, wanneer ons ooit weer daai koortjie sing, dat julle die Shema sal op die, of sal ek sê patenteer na op daai stadium. Dat ons hande sal ophef. En Here, as ek sê, in u naam sal ek my hande ophef. Wat maak ons, kan u die naam van die Here in die hande ophef in die naam van die Here? Halleluja. Skielik verstaan julle wat die Shema beteken. Luister geliefde, kom ek sê vir u, daar's 'n gebed wat hulle bid in die oggend, en ek het gevoel ek wil dit ook gou weer net vir u noem. Ek het op 'n stadium op die gebed afgekom. Hulle sê voordat, en ek noem dit net weer, voordat die Jood sy voete op die grond sit, wanneer hy uit die bed uitklim, nog voordat sy voete die grond sit, dan sê hy, Moni aan die lifanecha, melechai kayam shehech, zartabini shadi, shemla, rabba emunatecha. Dit beteken net, dank die Here, dat u my weer opgewek het vanmôre, dat u die lewe weer in my teruggegee het, en dat ek hierdie dag weer in u naam kan ingaan. Is dit 'n mooi gebed, voordat jou voete die grond slaan? Luister, laat ek vir u sê, geliefde, jy en ek is, jy weet, dit is net 'n kwessie, dit is net die genade wat jou elke môre wil opwek. Amen.
Ons het nie roem in hierdie dinge nie. Ek kan nie roem en sê ek gaan vanmôre weer. Nee. Ek en jy staan in die deel uit die genade van die Here. En wanneer hy sê, "Moenie aan die van nega, my lig hy kuielme," dan sê hy, "Dankie Here dat ek die groot God kan ontmoet, dat U my weer vanmôre dan net opgelet." Kan ek 'n groter amen kry? Ek sê ons leer nogal iets uit hulle. Nou kom ek sê vir u, Israel word as een van die 4 gelukkigste lande ter wêreld beskryf. Het u dit geweet? Een van die 4 gelukkigste lande. Nou moet u onthou, wat gaan aan Israel aan? Met Gaza. Dit is 'n oorlog. Die missiele vlieg in die goede. Maar weet jy wat? Tot vanmôre sal jy in Israel kry dat hulle nog een van die, ek sê weer, hulle klassifiseer onder een van die 4 gelukkigste lande in die wêreld. Kan jy geluk hê as daar oorlog is? Al hierdie dinge. Luister, kom ek sê vir u, wat is die rede hoekom hierdie mense so gelukkig is? Hoor nou mooi. Punt nommer 1 word beskryf dat hulle die laagste drug overdose in die wêreld het. Punt nommer 2 sê dit, hulle het van die laagste getalle selfmoorde wat plaasvind. En ek dink amper Suid-Afrika is baie tops. Verder sê dit, hoor mooi, dat ek het hierdie goed nou so 'n bietjie gaan naslaan vir u, om dit vir u te sê. Hoekom is hierdie ouens so gelukkig? Want hulle die laagste alkoholmisbruik in die wêreld. Wow, gee die Here aan 'n klap. Die laagste alkoholmisbruik in die wêreld. En dan nommer 4, hulle die meeste baba geboortes. Ook nie amen sê nie, maar prys God. Hoe ek sê net vir u dit, want jy dink as jy in 'n landie soos Israel is, en in daai land word babatjies gebore, wat is die toekoms van daai kind? Is dit wat ek en jy ook baie keer oor dink? Here, ek wil daarom 'n baba hê, en ek weet ons jong dames en so aan, hulle kyk uit, my vrou het gesê, as 2 dinge wat sy in die lewe wil kry, die een is 'n baba, en die ander ene was 'n karlisensie. And she got it both. Maar ek wil vir u sê, as jy dink aan 'n land soos Israel, en daar is van hierdie dinge, dan sê hulle is die gelukkigste mense, hulle die meeste baba geboortes, dan wil ek vir u sê, weet jy hoekom? Kom ek sê vir u, ek gaan nou vir jou net 'n skrif lees, in Sagaria, 500 jaar voor Christus, toe profeteer hy, onthou hulle was in ballingskap gewees, hulle was weggevoer gewees, Israel, maar dan skryf hierdie profeet en dan sê hy, en die pleine van die stad sal wees vol van seentjies en dogtertjies, wat op die pleine speel. Ek weet, ons het al geloop, ek kan onthou, Nella, ons het geloop, kyk ek dat hulle stap daar. As jy in Tiberius kom, loop jy downtown toe, en dan loop ons weer terug, jy weet, en ek is nogal 'n entjie, jy weet. En dan ook stap daai besigheid, maar weet jy wat, ek het baie keer in my vorige kere, het ek baie keer in die strate geloop, daar in Tiberius, 10:00, 11:00 in die aand, dan speel die kindertjies nog met balle in die straat. Weet jy hoekom? Want Sagaria het gesê, julle gaan gelukkig wees, en julle kinders gaan weer op die pleine en op die strate speel. Sal jy jou kind van 8 jaar oud hier in die aand, hier in Prins George laat speel? Ag, kom nou. Ag, sê amen, of sê, Eina. Is dit waar? Nou, dit is die sonsak, sê jy kinders in. Klaar. Sluit die deure. Is daar nie. Ek wil verder sê,
hulle diep lewenssatisfaksie, hoor nou mooi, lê juis in daai deel wat ons sien. Want jy sien God is die middelpunt van die Jood. Nie ander dinge nie. Dit is hierdie ouens wat hulle geluk en hulle vrede het, dat hulle as familie nog saam eet, en hulle kuier nog saam. Dan wil ek sê, hulle bid ook saam, en weet jy wat, hulle lees die Bybel nog saam. Wow! Is dit mooi? Dit is waar die geluk lê, wanneer jy bou op die regte sake. Kuier saam, bid saam, en lees die Bybel saam. Nee, dit het 'n oudmodiese gewoonte geword vir ons in hierdie wêreld. Is dit so? O ja, jy kan maar gaan kyk hoeveel doen dit nog. Jerusalem, wil ek sê, my geliefde, is God se stad. Hoekom sê ons, dis God se stad? Want die meeste van die Bybel het daar afgespeel, en meeste van die Bybel het daar plaasgevind, en die profete en die apostels het almal daarvan afgekom. Jerusalem het 'n baie belangrike rol. Luister, wanneer jy na daai foto kyk, dan noem hulle dit the Cross of Jerusalem. Die Cross of Jerusalem gaan jy oral op deure kry, en oral by vlae wat wapper, sal daai teken staan. Nou daardie teken is eintlik hoekom hulle hom noem the Cross of Jerusalem, is daar die binneste kruis, praat van Jerusalem, eintlik waar Jesus gekruisig was. En dan sê dit vanuit Jerusalem is daar 4 kleiner kruise wat eintlik uitspel dat dit is die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wat die storie vertel van die kruisiging van Jesus. En vanuit Jerusalem moet jy onthou, elke Christen waar hy is, of hy in IJsland is, en of hy in die Noordpool is, en as hy aanbid en hy eer Jesus, dan wil ek net sê, ons eer nie Jerusalem nie, maar ons eer die plek waaruit die evangelie voortgespruit het, en dit kom alles uit Jerusalem, en die 4 evangeliese vertel die blye boodskap, en dis wat evangelie beteken. Oké, kry iets. Jy gaan nog meer kry. Nou, wanneer ek kyk na daai dele, dan praat dit die storie. Wat sê die Bybel? Kom ek lees vir u, want ek kry nou nie altyd kans om hierdie dinge vir u voor te hou nie. Maar kom ek gaan gou vir u, Psalm 122, kom ek lees in die 6de vers, hy sê, bid om die vrede van Jerusalem, en mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. Meneer, dame, as onstuimigheid jou begin tref, begin bid vir Jerusalem. Want God sê, as jy vir Jerusalem bid, sal daar ook rus en vrede by jou wees. Hy kom verder in die 25ste hoofstuk, en dan sê hy so, in die 2de vers, en ons het dit gesing, hy sê, rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Amen. Van wanneer af? Van die tyd wat hy die Bybel hier verklaar, uit hierdie Psalm van Dawid, sê Dawid, luister, God sal jou seën, Jerusalem, en sal jy rustig wees, omdat die Here jou lief het. En dan sê hy, en soos die berge om Jerusalem is, so sal daar 'n God wees in die hemel, wat jou sal beskerm. Wil jy weet hoekom is Jerusalem 'n veilige plek?
Wil jy weet hoekom het hulle soveel rus daar? Hoekom is hulle so gelukkig? Omdat God sê, ek sal Jerusalem beskerm tot in ewigheid. Kan ek nog een skrif gou lees? As ek net so oorblaai na Psalm 137, hy sê, hoe sal ons 'n lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet oor Jerusalem, laat my regterhand aan homself vergeet, laat my tong kleef aan my verhemelde, as ek aan jou nie dink nie. Jy moet dink aan Jerusalem. Want ek het net nou gesê, weet jy hoekom haat al daai lande Israel so? Kan ek dit sommer noem? Want die Bybel kom daaruit. Die profete wat in hierdie Bybel staan, kom daaruit. En ek wil sê, God se woord is meerendeels daar geskrywe. En die wonder van God. Moenie, sê die Bybel, hom vergeet nie. Want dit is waar. Ons vrede, ons rus en heerlikheid. En dan wil ek sê, is ons by die deel waarby die Bybel sê, hoor nou mooi, in 2 Kronieke 6 vers 6 sê die Bybel nou, hy sê, en God sê dit self, hy sê, en my naam is daar. My naam is daar. Nou wanneer jy kyk na daai prentjie en jy sien daai teken wat daar is, ons noem dit die Shin. Nou hierdie was nooit geken gewees nie, totdat hulle met satelliete oorgegaan het, en toe ouens foto's geneem van Jerusalem, en toe hy kyk, daar's 3 valleie wat daar loop. Dit is die Kidron, die Hinnom en die Tyropoon is die derde ene. En presies so loop daai 3 valleie binne in Jerusalem. En toe hulle kyk daarna, daai doen ons die handtekening van God. Dit is wanneer, dit sal op die Moses verskyn, dit sal baie plekke in Israel sal hulle dit opsitte, want jy sien, daai valleie maak presies die handtekening van God uit. Met ander woorde, God sê, my naam is daar. Wow! Ek sê, dit is nou vir jou nogal 'n mooi iets, wanneer ek kyk daarna. Nou, wanneer jy kyk na die Shin, dan wil ek net ietsie noem gou. Dit is in die vorm van so, hy is amper in die vorm van 'n hart. As jy daai 2 boonstes toemaak, dan is dit 'n hart. Hulle sê, wanneer jou hart klop, dan maak hy mos 'n klopgeluid en 'n blaasgeluid. Hy maak 'n sh en 'n da. Sh en 'n He's the all-sufficient one. Laat ek jou sê, as jou hart op, weet jy wat, ou kan 'n godlonaar wees. Eintlik as hy daar loop, dan sal dit seker teen hom tel. Want weet jy wat, al glo hy nie in God nie, elke keer wanneer sy hart op en sê, shit, dan belê hy eintlik, dat daar's 'n God wat jou aan die lewe hou. Dis net God wat 'n mens aan die lewe kan hou. Luister, geliefde, ek wil hê jy moet verstaan, Kronieke skryf, en weet jy, hulle het dit nooit geweet nie, dit is maar nou eers so klompie jare terug, wat hierdie gesien is, die oomblik toe die satelliete vlieg, en die ouens neem te sien, maar heerlikheid, die handtekening van God, is oor Jerusalem. En God sê, in 2 Kronieke 6, my naam is in Jerusalem. Wow! Letterlik skryf hy sy naam daar. Nou wanneer ek kom by die verdere deel van Jerusalem, dan wil ek hê jy moet net gou daarna kyk. Nou ons ken Jerusalem as Jerusalem.
Maar die betere uitspraak van Jerusalem sal wees, Jerusalem. Dit is eintlik hoe hulle dit uitspreek, en dit sal die regte benaming dan wees. Ons praat van Jerusalem en dis reg. Maar Jerusalem beteken, wanneer daar 'n I-M of 'n M agter enige woordjie is, beteken dit dat daai saak is in meervoud. Met ander woorde, wanneer ek kyk na hierdie, dan wil ek sê, as dit Jerusalem is, dan lees ek oor al hierdie wonderlike dinge, hoe dat God hier in die onderkant, is daar 'n aardse Jerusalem wat daar lê, en hoe dat God se naam oor dit is, maar luister, hy sê Jerusalem, met ander woorde, daar's meer as een Jerusalem, daar's 'n tweede ene, en dan lees ons in die Bybel, hoe dat die Bybel sê, in Openbaring 3 vers 12, sê Johannes, en ek het 'n nuwe Jerusalem in die hemel sien neerdal, 'n toeberei, soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. Amen. Is dit mooi? Kan ek vir jou nog net skrif lees? Wanneer hy kom in Openbaring die 3de hoofstuk, dan sê hy so hier in die 12de vers, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in my tempel maak, sê God, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal hom die naam van my God gee, en dit daar op hom skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. Wanneer jy dink aan Jerusalem, wil ek vir u sê, geliefde, moenie net dink aan 'n aardse Jerusalem nie, want daar's 'n tweede Jerusalem wat op pad is, wat uit die hemel gaan neerdal, en toeberei, sê die Bybel, soos 'n bruid wat vir haar man versier is, kan ek 'n amen kry. As 'n beter ene, daar is twee, nie net 'n aardse nie, maar danksy God ook 'n hemelse. Nou gaan ek by die preek kom. Are you ready? Halleluja. Nou gaan ek met u praat oor die massiewot in die Bybel. Nou ek gaan blaai en ek gaan vra, ek kan maar net so luister, en ek gaan lees uit die boek Josua. En ek lees vir u net so 2 verse, laat u verstaan oor die deel van 'n massiewot. Sê in die 5de vers, en Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here, julle God tot binne in die Jordaan. En tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. 6de vers, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe? Met ander woorde, daar is iewers 'n massiewot wat hulle klippe op mekaar sit. En dan sê die Here die dag, as julle kinders of mense of ander vir julle vra, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle vir hulle nou sê in die deel, luister, dit het te maak oor dit wat God gedoen het. Nou ons pak nie vandag, daar en ek gaan nou daarby kom, pak ons nie klippe op mekaar nie, maar ons pak dalk ook stene op mekaar. So dat wanneer mense vra, of die kinders sou vra, wat beteken dit, dat jy vir hulle kan sê, daar sê God, meneer, dame, mevroukie, jy moet nou mooi luister. Ek wys hierdie goede, dat jy die werklikhede van die Bybel kan sien. Ek het Israel genoeg gedoen. Maar ek praat
praat met jou oor hierdie saak, dat dit iets wakker maak in jou binneste. En u as kinders van die Here moet dit sien en hoor, want jy sien dis wat 'n massiewot is, hulle die klip op mekaar gepak. Nou wil ek sê, dit was iemand soos Constantijn, hy was die Romeinse keiser gewees. Net so vinnig bietjie geskiedenis. En hy het op 'n stadium 'n visioen gehad, daar bo sien in die visioen sien, het hy 'n kruis gesien. En toe was dit vir hom gesê deur die visioen, in hierdie teken sal jy oorwin. Hy het die kruis oor ons opsit en op die ou end het hy die Christelike godsdiens ook aanvaar. Agtergekom van wie dit praat en na wie dit verwys. Constantijn was so beïndruk met sy sake gewees, dat hy op die ou end sy moeder Helena gestuur het na die deel van dit waar sy gegaan het in 300 na Christus. Toe gaan sy Israel toe. En wat maak sy in Israel? Sy is besig om in Israel die plekke uit te ken. En sy bou kerkies. Hulle is later aan groter kerke gebou. Maar sy bou kerkies. Sy pak klippe op mekaar om te sê, julle moet dit nie vergeet nie. Net soos Josua gedoen het, hy pak die klippe, as die kinders vra, moet julle vir hulle kan sê. Sy gaan sy maak kerke en rig kerke op die plekke en op die spesifieke dele waar dinge plaasgevind het. En dan sê dit. En wanneer die mense en die familie en selfs 2000 jaar verder waar ons nou is nog steeds massiewots wat iets vir jou en my sê. Jy sien, as ek kyk na ons, daar so net die hierdie is die kasteel in die Kaap. Nou betek vir julle was nog eers in die Kaap nie, wat is hier nog Israel? Maar dis die kasteel in die Kaap en alhoewel ek dit wys, is daar sekere dinge wat gedenkwaardig is, ook in ons land. Is dit waar? Onder andere, wanneer jy kyk na die kasteel, dan sê dit vir jou en my jong, Simon van der Stel was die eerste gouverneur. Oom Jan het hier gekom, toe hy so klein plekkie, en toe kom oom Simon van der Stel, wat nou die eerste gouverneur was, en hy kom en hy bou die kasteel, en dit praat met die geskiedenis van ons kerk. Dit sê daar in 1660 het hy hierdie plek dan gevestig as 'n beskerming, as 'n deel hier in Suid-Afrika